Goeienaand vriende, ons gesels verder. Is die tweede video wat ons hier praat oor. Verstaan jy die Bybel? Het jy die Bybel lief? Gebruik jy hom? Lees jy uit hom uit? Is die Bybel die krag van jou lewe? Of is jou predikant in jou kerk die krag van jou lewe? Of eintlik nog iets anders, jou bankrekening of jou geld of so iets? Maar die Bybel is kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Hey, as jy in die moeilikheid is, as jy in watter moeilikheid is ook al, gaan na jou Bybel toe, gaan lees God se woord en gaan praat met hom. Dis jou enigste hoop wat daar in die lewe is. Maar ons het 'n probleem, want 80% van alle Christene het een van die heel duidelikste en basiese dinge in die Bybel moedswillig verkeerd verstaan. Ek het die eerste paar versies vir jou gelees in die eerste video, kom ons gaan aan. Dan kyk ons wat staan hierso in Joshua 1 vers 4. Van die woestyn in hierdie Lebanon af tot by die groot rivier, die Efraat rivier, die hele land van die Hetiete tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Tot vandag toe het Israel nog nooit die grondgebied tot by die Efraat rivier in besit gehad nie. Maar dit is in Genesis al en hier in Joshua, toe Joshua die volk in die beloofde land ingelei het, vir hulle eintlik gesê, dis eintlik julle land, tot by die Efraat rivier. Hey vriende, wat 'n soort God aanbid jy? Een wat beloftes maak en dit nooit gestand doen nie. Dan sê ons niks werd nie, man. As hy nie kan doen wat hy vir Israel gesê het nie, wat gaan hy vir jou doen? Niks nie, man. Jy kan hom nie vertrou nie. Of jy glo wat hy hier in hierdie vers vir Israel sê, of jy het geen reg om iets te glo wat hy in die Bybel vir jou sê nie. Die Bybel is waar, of hy is nie waar nie. Dit is so eenvoudig is dit. Hi vriende, hierdie verse wat ons hier gelees het, en hierdie een, hy moet nie geïnterpreteer word of verstaan word nie. Hier's niks wat onduidelik is hier aan nie. Dis 'n land, die grense daarvan is duidelik afgebaken, en is gesê, dit behoort aan Israel. As net een van twee dinge wat jy kan doen. Jy kan dit glo, of jy kan dit verwerp. 80% van die kerk verwerp dit. Waar staan jy? En as jy dit verwerp, jy 'n probleem wat groter is as wat jy gedink het. Kom ons lees die volgende versie. En dan staan hier by Joshua 21 vers 43 tot 45. So het die Here dan die hele land aan Israel gegee, wat hy hulle vaders met 'n eed beloof het, om hulle te gee. En hulle het dit in besit geneem, en daarin gaan woon. En die Here het hulle aan alle kante rus gegee, soos hy aan hulle vaders met 'n eed beloof het. En niemand van al hulle vyande het oor hulle stand gehou nie. Al hulle vyande het die Here in hulle hand gegee. Hey, ek gaan vers 45 ook lees. Luister nou mooi. Daar staan, geen woord van al die goeie woorde wat die Here met die huis van Israel gespreek het onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. Wow. Nee man, hierdie goed wat in die Bybel staan, honderde versies, dis God se woord. Dis met 'n eed beloof die heilige God van die hemel, die Vader van ons Here Jesus Christus. Alles wat hy van Israel sê, kom uit. Baie daarvan het in daai tyd al uitgekom, en as dit nog nie uitgekom het nie, dit sal uitkom, want God het dit gesê. En hy sê in hierdie vers, alles het uitgekom. So goed of alles het al uitgekom. Maar nou ja goed, alles het toe nog nie regtig uitgekom nie, maar in God se oë, baie keer staan dit so geskryf, is 'n spreekwyse van in die profesie, waar die Here in die verlede tyd praat, asof 'n ding klaar gebeur het. Hey man,
God het dit gesê, so dit is so goed of dit klaar gebeur, want God het dit gesê, dit het klaar gebeur. Dit het klaar gebeur, want God het dit gesê. Dis belangrik hierdie goed, dis belangriker as wat jy ooit gedink het. As jy nie Israel verstaan nie, dan vang jy 3/4 van die Bybel glad nie. En dit beteken die hele Bybel eintlik. Kom ons lees verder. Hier staan by 2 Samuel 7 vers 16. En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vasstaan tot in ewigheid. Hier is 'n belofte wat gemaak is aan Dawid. Sy troon gaan nie vernietig word nie. Ja, daar het intussen dinge gebeur na Dawid se tyd. Israel is uit die land uit verban. Dit is nie hier geskryf nie. Maar vriende, God se belofte is, daai troon is bevestig vir die verre toekoms. So, hy kan nie, dit is absoluut net eenvoudige feit, hy kan nie vir altyd ongedaan gemaak word nie. Ja, tot vandag toe, Dawid se troon bestaan nie vandag in Jerusalem nie, want Netanyahu wat daar regeer, hy's nie 'n gelowige nie, hy glo nie in Jesus Christus nie. Vandag kan mens net 'n gelowige wees as jy in Jesus Christus glo. Die Jode is vandag verlore, want hulle glo nie in Christus nie. Maar die Christus kom, Jesus Christus, hy gaan self oor daai land regeer, en die troon van Dawid sal herstel word. Petrus het dit vir ons gesê in die Nuwe Testament in Handelinge 15. God gaan eers vir hom 'n volk bymekaar maak uit al die nasies. Dit is die dispensasie waarin ons nou is. Dan gaan hy terugkom en hy gaan die troon van Dawid weer herstel. Hy moet dit doen. Petrus het dit geweet. Hoe het hy dit geweet? Want dit staan in die Bybel, dit staan in hierdie vers wat ons nou net gelees het in 2 Samuel 7 vers 16. En ons lees die volgende in Esra 3 vers 11. En hulle het aangehef met lof en dank aan die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig. Dit was in Esra, toe hulle toegelaat is om terug te keer na hulle land in die tempel te herbou. Lof en eer aan die Here, maar wat sê hulle? Dis nie net oor wat nou hier gebeur het nie. Lof en eer aan die Here, want sy goedheid en trou oor Israel is vir alle ewigheid. Jy's nie Israel nie, jy het so gedink, maar jy is nie. Daai 80% van die kerk wat dink hulle is nou Israel, is verkeerd. Hier staan wie Israel is in die Bybel. Jy het geen reg om dit te verander nie. Jy kan dit net glo of jy kan dit los. Dan moet jy jou Bybel sommer weggooi, want mense wat hulle Bybels moetswillig verander, ek dink nie God het respek vir hulle nie, en hulle het ook nie respek vir hom nie. Dit is Esra 3 vers 11. Hy is die God van Israel vir ewig, en die hele volk het gejuig met groot gejuig toe hulle die Here loof, omdat die fondament van die huis van die Here gelê was. Kyk wat staan in Nehemia 1 vers 8 en 9. Dink tog aan die woord wat u aan Moses, u knegt, beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Hy het dit gedoen. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring in die plek wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. Dis Jerusalem. Daar sal die naam van God woon. Jy sal nooit in Jerusalem gaan woon nie. Okay, jy kan miskien as jy wil, jy mag daar gaan woon as jy wil. Het sal moeilik gaan, want jy sal moet bewys dat jy half en half 'n Jood is of 'n proseliet is, dat hulle jou sal toelaat daar. Maar vriende, dit is God se volk wat woon in Jerusalem. In sy naam woon in Jerusalem. Dis die belofte van die woord hierdie. Glo jy dit? 80% van die kerk glo dit nie.
wat is hulle Bybel dan werd, want dis honderde sulke verse. Vriende, ons praat net nou verder.